Dit is Hemelvaartdag 2026. Ons het die voorreg om so 'n bietjie die gedagtes rondom Jesus se hemelvaart te onthou en te herdenk en so 'n bietjie terug te dink. Wat 'n wonderlike geloofsbelijdenis. Jesus Christus het gesterf en hy het begrawe en hy het opgestaan en hy het opgevaar na die hemel. En dis natuurlik waarby ons stil staan by die opvaar van Jesus Christus, die inneem van sy koningskap, die troon van Christus waarvan hy regeer die ganse skepping. In die regterhand van God sit hy en daar is niks wat buite sy beskikking val nie. As mens dink dat die kruisiging is eintlik die hele verhaal van lyding, maar ook van verlossing. Die hele verhaal van sy sterf en begrawe is 'n verhaal van oorwinning oor die dood. Maar die hemelvaart is die opneem van sy koningskap. En 'n wonderlike gedagte om te weet vir ons as gelowiges dat niks buite sy koningskap ooit kan gebeur nie. Dit konings raadslag om die stryd en konings is besig hier op aarde en maghebbers stry en stoei, maar Christus, die een aan die regterhand van God, is ons ewige koning. As ons vanoggend hierdie gedagtes oordink, dan lees ek vir ons uit 1 Johannes 4. Dit gaan oor die liefde van God en God wat werklik liefde is. En hoe bring ons dit by sy hemelvaart en by sy koningskap uit? Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, vers 7. Want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het is uit God gebore, en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening van ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, dan behoort ons mekaar ook so lief te hê. Ek lees ook vir ons vers 18. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde van Christus nie. Dit klink twee kontrasterende gedagtes as 'n mens lees God is liefde, en ons is liefde, en ons kan lief hê, want hy het ons eerste lief gehad. Dan lees ons interessante vers 18 dat die liefde ken geen vrees nie. As 'n mens dink hoe ons in hierdie wêreld so baie vrees het. Rondom ons en onder ons en in ons is daar soveel redes vir vrees. Rondom ons sien ons al hierdie wêreld gebeure, al die dinge wat om ons is en ons wonder maar, is daar 'n toekoms uit hierdie dinge uit? Onder ons beleef ons dat mense baie keer konflik het, baie keer mekaar verdryf, baie keer eintlik is daar skeuring en versteuring onder mekaar. En in ons het ons maar ons eie onrus en ons eie woelinge en stoei. Ons is baie keer in ons eie gedagtes besig met ons eie skadukante. En nou kom 1 Johannes 4 en hy leer vir ons, maar in Christus is daar nie vrees nie, want God is liefde. En dit bring mens eintlik by 'n belangrike vraag as mens dink oor hemelvaart. Is so 'n mooi gedagte as mens wonder, maar as Christus opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterhand van God, is hy dan nie meer by ons nie? En ek dink dit is so 'n eg kinderlike vraag, is hy dan nie meer by ons nie? Die antwoord is na sy mensheid, nee. Ons het hom nie meer na sy mensheid nodig nie. Hy het aan die kruis gesterf. Maar na sy godheid en sy genade en sy gees en sy majesteit is hy nooit meer van ons weg nie. Omdat hy volkome mens en God was, kan ons sê na sy mensheid is hy nie meer by ons nie. Maar sy godheid en sy majesteit, sy genade en sy gees is nou altyd by ons. En die hemelvaart bevestig het vir ons en die koningskap van Jesus maak het vas, dat ons nooit weer sonder sy godheid kan en hoef te wees nie. Ons is nooit sonder die werking van sy gees nie. Ons is nooit sonder sy genade nie. Ons is nooit sonder sy majesteit nie. Want koning is hy daar en hy het sy koningskap opgeneem. As 'n mens dink oor die 1 Johannes 4 van God wat liefde is, dan kom jy by die hart en die kern uit van hoekom God by ons is, hoekom hy ons geskep het, hoekom hy met ons op pad loop van voor ons geboorte tot na ons sterfdag. Want hy is ons koning en hy is ons God. En in sy liefde, en omdat hy in sy wese liefde is, wil hy nie van ons af weg wees nie. Die vraag is eintlik seker meer of ons dit glo, of ons glo dat God werklik liefde is, want dit voel nie altyd vir ons so nie. As ons begin stoei met die dinge rondom ons, dan wonder ons maar, is God liefde? Waar is God as mense mekaar in hierdie wêreld afmaai? Waar is God as daar soveel beproewings is? Waar is God as daar soveel seerkry en swaar in ons eie gesinne en families is? Waar is God as die seer in mense daar is?
Waar is God as daar dood en siekte kom? Waar is God in die beproewingstye? Waar is daai liefde dan? En dan is dit die wonderlike boodskap van hemelvaart, dat ongeag die wêreld en die onverstaanbare dinge, en ongeag die beproewings, en ongeag die seer, en ongeag al die vrae in jou lewe, en ongeag al daardie goed waarop nie antwoord het nie, kan ons juis weet dat God liefde is en bly, dit van die begin af was en dit tot in ewigheid is. Natuurlik is ons as gelowiges in worsteling daaroor. Job sit op die ashoop en hy wonder oor sy lewe. Asaf in Psalm 73 huil oor die voorspoed van die goddelose. Hy vra maar, hoe kan die goddelose so goed aangaan, terwyl hy wat die Here dien, met hom gaan dit so swaar? Jeremia vra oor sy volk in ballingskap. Hy wil weet, waar is God dat sy volk so swaar beproef word? Dan kom die skrif en hy leer, ook in hierdie hemelvaartsdag vir ons, God is liefde. God is liefde in sy koningskap. God is liefde in die werk van Christus, in sy majesteit, in sy beskikking van ons deel en lot. Ons hoef nie te verstaan nie, ons hoef nie antwoorde op alles te hê nie, maar ons kan weet ons leef binne hierdie liefde van Christus. Ons soek dikwels die liefde net op verkeerde plekke. Ons soek die liefde waar ons dit wil hê, waar ons God kan uitredeneer in ons kop, waar het vir ons moet sin maak wat hy doen, wat alles in my lewe verklaarbaar moet wees en 'n antwoord moet hê. Terwyl die skrif leer dat God nie so werk nie, hy is koning, hy beskik oor alles, en hy leer vir ons dat ons selfs in ons beproewinge kan weet dat hy daar is. Ons moenie soos Asaf twyfel oor die voorspoed van die goddelose en ons eie beproewings. Ons moenie saam met Job op die ashoop gaan sit nie. Ons moenie saam met Jeremia kla oor sy volk in ballingskap nie. Ons moet leer dat God se liefde is geopenbaar in Jesus Christus ons Here. Eers aan die kruis, van die geboorte in die krib af, sy hele lewe op aarde, maar dan 'n hoogtepunt aan die kruis, daardie lyding wat so intens is. En hy wat dan sterf en die dood oorwin, en dan wel opvaar na die hemel, en dan wel sy koningstroon inneem, en dan wel sê en bevestig dat hy by hom met ons is. Daardie vers 9 en 10 van 1 Johannes 4 wat ons gelees het, ek lees dit weer, hoe kragtig staan dit daar. Nie waar is die liefde van God as ons sukkel, waar is die liefde van God in hierdie wêreld nie? Hy antwoord dit eintlik met 'n klein woordjie, met die woordjie hierin. Waarin is die liefde van God geopenbaar? Hierin is die liefde van God vir ons geopenbaar. Dat God sy eniggebore seun gegee het, na die wêreld gestuur het sodat ons kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. En dat hy sy seun gegee het as 'n versoening van ons sondes. En is daardie seun wat aan die kruis was, en is daardie seun wat in die graf was, is daardie seun wat opgestaan het uit die dood, en is hy wat aan die regterhand van God sit. Iemand wat God se liefde leer ken, verstaan hoe wonderlik dit is om onder die majesteit van God te leef. Want mens kan eintlik vra, maar wat 'n nut het hierdie hemelvaart van God dan vir ons? En dan is dit so mooi, hy is ons voorspraak by die Vader. Hy tree vir jou in. Hy tree vir jou God in met al jou worsteling. Hy tree vir jou in by sy Vader met al jou beproewinge, met al jou gebede, is hy daar die voorspraak by die Vader. Hy is ook ons waarborg. Hy is die waarborg dat hy wat 'n plek gaan gereed maak het vir ons elkeen, is klaar daar. Hy is nie meer op aarde in sy mensheid nie. In sy godheid berei hy vir ons elkeen 'n plek voor. Dat wanneer ons sterf en wanneer die wederkoms plaasvind, dan is daar vir ons 'n plek wat gereed gemaak is. Hy is ons waarborg. En hy is vir ons 'n waarborg dat hy by met ons is, dat hy deur sy gees nou oor die ganse skepping alomteenwoordig is. So hoor hoe mooi die nut van die opstanding en die hemelvaart van Christus vir ons. Hy is vir ons 'n voorspraak, hy is die waarborg dat hy vir ons 'n plek voorberei, en hy is ook die waarborg dat sy gees onder ons werk. Waarin sien ons en soek ons die liefde van Christus ook op hierdie hemelvaartsdag? In Jesus Christus, en hom alleen. Baie soek dit in die voorspoed van hulle lewe. Dis 'n regte voorspoedteologie. Baie soek dit in net genesing, 'n tipe van 'n genesingsteologie. Ander soek dit in mense om hulle, dis 'n menseteologie. Ander soek dit in wonders en wondertekens, 'n wonderteologie. Het gaan nie oor die voorspoed nie, het gaan nie oor die genesing nie, het gaan nie oor die mense nie, het gaan nie oor al daardie wonders nie. Het gaan oor solo Christus, hy alleen. Alleen Christus wat die koning is, wat die dood oorwin het, wat opgevaar het na die hemel. En hierdie liefde van God word dan juis die aansporing om mekaar lief te hê. Hierdie liefde word die
aanmoediging van, terwyl ons op pad is na die ewigheid, en hy vir ons die voorspraak by die Vader is, leef onder die waarborg van sy Gees dag vir dag. Hierdie liefde van God en Christus word vir my en jou 'n gawe. Ons kan hierdie liefde leef, ons kan aanhou om goed te doen, ons kan aanhou om liefde te leef, want God is liefde en ons kan lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het. Dit word vir ons die oorsprong van ons dagse bestaan, dit word vir ons die hantering van ons beproewinge, dit word vir ons die sekerheid van ons toekoms, dit word vir ons die hantering van wanhoop, dit word vir ons die antwoord op onverhoorde vrae, dit word vir ons die sekerheid van 'n pad vorentoe. God is liefde, ons hoef daar nie te twyfel nie. Hy het sy koningskap ingeneem met sy hemelvaart, hy sit aan die regterhand van God, as voorspraak en as waarborg vir ons. Ons moet dit net op die regte plek soek. Nie waar ons dink ons het nodig het nie, nie waar ons dink ons het mis nie, nie waar ons dink dat God as 'n noodwiel moet toetree tot ons omstandighede nie. Ons moet God soek in sy liefde in Jesus Christus. En daarom het hy opgevaar na die hemel, sodat hy in sy majesteit, sy godheid, sy genade en sy Gees by ons kan wees. Wat sy troos op die hemelvaartsdag, alles kan wankel, alles kan tot niet gaan. Maar God se liefde in Christus staan ewig vas. Hy het opgevaar na die hemel en hy kom weer as koning van hemel en aarde. Amen. Kom ons bid ook daarvoor. Ons Vader in die hemel, dankie vir hierdie dag. Dankie vir die belydenis dat na sy liggaam is hy nie meer by ons nie, maar hy het opgevaar. En as sy godheid en sy majesteit, sy Gees en sy genade, is hy nooit weer van ons weg nie. Leer ons in hierdie dag u ewige heerlikheid. Leer ons, o Vader, wat dit is om u te dien in die liefde van ons Here Jesus Christus. Bewaar ons daarvan om sy liefde op verkeerde plekke te soek. Daar waar het net voorspoedig gaan, daar waar net wonders is, daar waar net genesings is. Leer ons dat die liefde is by die oorwinning van die kruis, die oorwinning oor die dood, die opvaar na die hemel. Die liefde van Christus oorweldig ons in alles. Leer ons ook daardie liefde leef, leer ons in liefde doen, en ook in hierdie dag, gee ons 'n vreugde en 'n vryheid, in die belydenis van ons Here Jesus Christus, het waarlik opgevaar. Amen.